Die jongste skorsing van die adjunkkommissaris van die Tshwane Metropolisie, Umashi Dlamini, te midde van ernstige beweringe van onreëlmatighede, plaas die kollig op volgehoue probleme van bestuur en aanspreeklikheid binne die Tshwane Metro. Volgens Morna Erasmus, VF+ raadslid in die Tshwane Metro, wek die herhaalde aard van die aantuigings ernstige vrae oor waarom die vorige bevindings nie tot daadwerklike optrede gelei het nie. En hy sluit nou ook by ons aan. Morna, welkom by die program. Goeiemôre Susan en al die luisteraars. Jy sê die skorsing van Umashi Dlamini is geen verrassing nie. Waarom het dit so lank geneem voordat daar wesenlike optrede plaasgevind het, veral na die getuienis by die Madlanga kommissie aangehoor is? Susan, die adjunkkommissaris Dlamini het op die 20ste Maart 'n 3 maande voorkomende skorsing aansoek ingedien, waar die TMPD-kommissaris Faro dit wel goedgekeur het op die 21ste Maart. Die vertraging dui regtig ernstige tekortkominge in die administratiewe en politieke wil. Wel hierdie nog eers beweringe is en ondersoek moet word, skep dit regtig 'n indruk dat prosesse dalk wel doelbewus vertraag en nie die prioriteit geniet nie. Dink jy politieke inmenging het 'n rol gespeel dat vorige ondersoeke en dissiplinêre prosesse nie afgehandel is nie? Daar is 'n sterk aanduiding dat politieke inmenging wel 'n rol kon gespeel het, soos aan die feit dat 'n dissiplinêre proses skielik doodgeloop het na die verwydering van ons vorige burgemeester-komitee lid van veiligheid Granny Teensin van die Vryheidsfront Plus, wek regtig ernstige kommer dat daar wel 'n proses moontlik beïnvloed geword is of gestuit is deur 'n politieke oorweging eerder as wel die meriete van die saak. Morney, watter alternatiewe stappe stel die VF+ voor om te verseker dat hierdie ondersoek nie weer ontspoor of vertraag word nie en dat dit met deursigtigheid geskied? Die Vryheidsfront Plus het 'n dringende mosie op die agenda geplaas vir die raadsvergadering van die 26ste Maart, wat in 4 stappe in kort geneem moet word, dat daar wel 'n onafhanklike ondersoekliggaam of 'n eksterne forensiekspan aangestel moet word om die saak te ondersoek met geen politieke inmenging nie. Nommer 2 is dat daar duidelike tydraamswerke vir die ondersoek en dissiplinêre proses vasgestel moet word. Derdens, 'n gereelde openbare terugvoering aan die raad en verslagdoening plaasvind om deursigtigheid te verseker. En dan ons laaste punt is dat daar finale aanbeveling verpligtend geïmplementeer moet word sonder verder enige vertragings. Net laastens, hoe kan die publiek se vertroue in die integriteit van die Tshwane Metropolisie Departement herstel word as dieselfde amptenaar herhaaldelik met soortgelyke beweringe verbind word? Susan, vertroue kan slegs net herstel word deur konsekwente en sigbare aanspreeklikheid, wat wel beteken dat die volle waarheid geopenbaar moet word en die skuldige partye werklik tot verantwoording geroep moet word. Dissiplinêre prosesse moet finaal afgehandel word sonder politieke inmenging en dat daar wel 'n kultuur van etiese bestuur en nul verdraagsaamheid teenoor korrupsie gevestig moet word. Sonder hierdie tasbare gevolge vir herhalende oortredings sal die publiek geen vertroue herstel in die Tshwane Metropolisie Departement nie. Nou, ons sal ook hierdie saak volg. Morney, dankie dat jy met ons gesels het. 'n Heerlike dag verder. Baie dankie Susan en geniet die dag verder. Morney Erasmus, VF+ raadslid in die Tshwane Metro.